net op U te fokus. Vergewe ons sonde, vergewe ons swakheid. Maak ons nuut, was ons skoon. Dankie dat ons weet, die genade is genoeg, selfs vir ons sondes. Ek ook bid dat die vir elkeen hierdie verhoorigheid sal gee, om vanaand op die skoot te kom sit, naby U, teen die bors. Want ons kan, want U is ons Vader, is ons Pa. En U hou daarvan, om ons naby U vast te bring. En ek bid vir die mense wat nie is vanaand, wat swaarheid, wat seerheid, hartseer is, trek hulle op in die bors vast in. En ons bid vir elkeen wat nie is nie, omdat hulle nie ken nie. Gebruik ons. Om hulle te wys waar U troon is, om hulle te wys hoe sit hulle op die skoot. Sien ons Here, dat vanaand ons hier oor praat, wat ons hier doen, regtig, net, met eer en verheerliking van U, ongelooflike naam sal wees. En dankie dat ons op die skoot kan sit, dankie dat ons hierdie gebed kan bid, dankie dat ons hier kan sit vanaand, omdat Jesus Christus ons klaar een gemaak het met U. Ons bid dit in sy naam. Amen. Ons het nou die afgelope kwartaal al bietjie gepraat oor die drie-eenheid. Oor God die Vader, God die Skepper, Jesus, die Gees. En nou beweeg die kerk in die lydingstyd in vir Paasfees. En ons begin al hier chat, want vir meeste van ons dink ek van Paasfees dan wat bietjie meer as eiers soep in die werk. Ek is opgewonde oor hierdie reeks. En ons praat oor lyding, so hoe is mens opgewonde nie? Ons is opgewonde oor wat God vir ons gaan kom wys in hierdie tyd, in hierdie volgende 3 weke. So vanaand praat ons oor God die Vader. Ons wat jy dat iewers gesê het, hoe's jou daddy? Is dat so fliek, nee? So het ons vanaand om sê vanmiddag. Ons glo, ons het 'n goeie Vader, wat omgee, en wat reageer op ons swaarte. Nou is baie mense, wat ook nog praat, dit is vir die boodskap. So kom ons net gestop by die 2 verskillende gedagtes. Wat sê ons met ons Vader, en wat bedoel ons met swaarte? Voor ons hulle by mekaar sit. Hebreërs 11 staan daar, anyone who wants to approach God must believe both that He exists and that He cares enough to respond to those who seek Him. So rukkie terug sit ek by my sien, nie in boks nie, nie dat ek saam op die maak, sit daar in die hospitaal die inrigting vir depressie en die hartseer is sy rastikke en sal so gesny dat hulle opneem. Seer. En ek begin met onsself oor God en Vader. So sê asseblief, ken jy my Pa? As God 'n Pa is, dan bly hy weer weg. Baie van ons voel ook so. So God van ons. So kom dit ook. Het ons dalk al seer gemaak. Die Here gestaan. En is dit vir ons moeilik om te verstaan dat God ons Pa is, ons Vader.
En nou kyk jy wees daar. Dan dink ons eerder aan hom as ander goed. Maar vanaand vir ons die geval is, teken dit nie, kan jy God aanneem as jou vader. As jy nie 'n voorbeeld gehad het in die lewe van 'n pa wat jou ondersteun het, en lief gehad het, onverantwoordelik en gehelp het nie. Omdat jy in verhouding sit en dink, wat is al die eigenskappe wat 'n awesome pa sal hê? En as jy so gelukkig is om aan jou eie pa nou te kan dink, great, maar dink nog beter as hy. Jy weet daai koppies wat jy gee, wat ons gee, daai world's greatest dad. Dink aan 'n pa wat reg daai koppie verdien. En dan met daai beeld, miskien in jou kop, probeer jy iets sê van wat ons met God bedoel as ons van hom as vader praat. Want in ons as mense maak foute. Paas maak foute. Dat die kinders sien. En dit maak ons sukkel om God te aanvaar as die volmaakte vader. Ok, dis wat ons is by vader. Ons praat oor ons met lyding, met swaarkheid. Lyding is 'n swaar woord, denk ek. Dit is so of mens gemaakt moet word as jy wil ly. Swaarkry lê op baie vlakke. Kan 'n fisiese swaarkry wees wat jy rond het. Siek. Jy raak siek. En dis nie doorgekomen. Jy ly op 'n depressie. Dis ook 'n emosionele lyding. Het iemand verloor vir wie lief is. Ja, het jy nog 4 jaar gedoen. Jy die kere gekry vir jou neers nie, en weet nie meer wat jy met jou lewe wil doen nie. Dan sit jy. Wat ook al. En ons probleem vandag is dit, ons kyk hier op buite, en ek was in so een, soos gaan my finale jaar 'n klomp kerke gaan besoek, en in die een het hulle gesê, God maak net wenners. Ek soos iets wat daar in die boot was al sê, nie. Wenners, wenners, wenners. God maak nie losers nie. So as jy deur slegte tyd gaan, sy voorbeeld was, as jy vir my sê, jou man slaan jou, dan sê ek vir jou, jy lees nie jou Bybel. As jy vir my sê, jy het jou werk verloor en het gaan sleg, dan sê ek vir jou, dis omdat jy sonde het in jou lewe. En ek moes al begin dit sê, as dit enigstens iewers is, iets wat jy al verhoor of gegloed, wat ons vanavond mekaar sê, swaar kry is 'n realiteit. Lyding is 'n realiteit. En as jy nog nooit in jou lewe gelei het nie, luister maar ook vir my. Of swaar gekry het. Of moedeloos gevoel het. En ons gaan nie vanaand, sê ons maar in die begin, sê hoekom kry ek swaar? Dis nie ons is. Wat ons aanvaar, is ons leef in 'n gebroke, stikkende wêreld, al van Genesis 3 af. Dis gebeurlik. En mense maak mekaar seer. Siekte, dood is deel van die pakket van gebroke wêreld. So dis ons is, ons praat oor swaar kry, praat ons oor, ons weet nie hoekom nie, ons weet dit gebeur. En dis baie keer onregverdig en ons voel baie keer magteloos, maar wat as dit gebeur? Hoe reageer ons? Jy kan ons lig op die onderwerp kry. Weet nie wat daar agter in die donker gebeur nie, kan sien. Maak my 'n bietjie nervus. Dis beter, nee. Ok, dan kan ek julle ook sien. Hoe reageer ons op swaar kry? Ek onthou, dat ek in die koshuis was, is my mamma ons oorlede. En sy het regtig deur 'n slegte tyd gegaan, waar sy eintlik net soveel as moontlik uitgegaan het, en kuier het, en net nie wou sit en nie. Sy wil net nie 'n aand in die koshuis wees, en enigiets hoef te fees nie. So sy is by al die aktiwiteite betrokke, en sy gaan soveel as moontlik uit, en kyk, en dinge raak.
Party van ons drink tot ons vergeet. Party van ons sê, juis, gaan nie kerk toe, gaan nie Bybel lees nie, ek kon nie nou hoor van God, en dat ek hom moet volg en moet gehoorsaam wees aan hom. Party van ons, meestal van die jonge vrouens, lyk meer gereeld Oprah. Hy is 'n vrou daai. Of jy spreek. Oh, wat ook al. Waar mense raak moeilik is, as hulle so aankry. Dan nie jy nie. Seks nie meer kans. Gaan het beïndig. Kan het waar net nie meer val. Baie mense, dis wat daai meisie ook vir my gesê, toe ek vir sê, luister jy, gee hierdie hartseer, die gebrokenheid, vir God, hy kan jou gesond maak, en hy wil. Toe sê sy, maar ek kan nie met hom praat. Ek kan reg gaan, ek kan nie vir God vra om my te help. Want ek kan eers op my wil was, ek Bybel lees op gebeur. God wil vir my wil. Kom ons nou dat dit sleg gaan, nou wil ek vrou en vriend my in die hok sien. Nou wil ek nie skielik sy kind wees. Wat van ons voel nou? Maar toch, dink julle nie, dat as ons sê, ons glo in God, en ons weet, hy is regtig lief vir ons, dan glo ons, hy is altyd by ons. Dan glo ons kan altyd nog doen. So terug by die twee saam, God die Vader en Leiding. Het jy al Age of Empires gespeel? Ook al, dit is stupid kry, maar dit kry die tyd op. En daar, as jy mens naar die cheats het, so kry ek die cheat en rekening games, denk ek. Boba as jy land of iets, en ek vind alle mense, maar as jy die uitspeel is, seker fijn, ek weet nie, ek is nie een groot gamer nie, maar as jy naar die cheat het, dan as jy nou reg in die moeilijkheid kom, die mense val jou aan en jou stad is bezig te brand, dan dik jy in ons Big Daddy. En dan kom hy, kan rondkarrie ingerij, en skielik kan niemand jou mee weet. Julle allemaal weet of ek praat, hulle ken julle nie. Hulle maak dat julle net solitair speel, hulle like my, dat vind ek wel. Het is ook tyd, om God te roep as jy gehoord is. Houd een beetje in jou achterkant. Wat sê die Bybel oor God die Vader? Ons het nou in die ander reeks gechat oor God die Skepper. En ons leer God eers te ken nie aan die begin, as Skepper en die Ou Testament is hy Skepper en Koning en sovoorts. Nou sê ons, hey, God is Vader. Ons Vader. My Vader, jou Vader. Het is amper wonderlik. God jou Vader